welkom kykers by nog 'n wonderlike episode van Klets Kompas. Dit is Patricia van Rooi hier en vandag het ons 'n baie spesiale gas en ons het seker gemaak as ons op ons best behavior, want ons gaan bietjie gesels met ons geniet gekroonde mevrou Namibia. Maar voor ons vir haar na vore toe roep, gaan ek bietjie met Irene gesels oor wat jy môre kan verwag in die Republikein en natuurlik later gaan ek vir julle sê hoe die weer môre ook gaan lyk. So moet nêrens beweeg. As ons terugkom, gaan ons bietjie nuus gesels en 'n bietjie oor die kroon gesels wat vir ons land in die toekoms oor see bietjie gaan teenwoordig. So moet nêrens beweeg, ons is nou terug. Namibia is a land of movement, with waves that never stop reaching forward. Here, adventure is not something we search for. It is something we are born into. In every corner of this country, creativity rises, from artists, from athletes, from dreamers. And when the world comes to explore Namibia, they discover something extraordinary. Because when sport moves people, creativity moves ideas, and tourism moves the world toward us. Something powerful happens. A platform where movement meets imagination, where industries connect, where opportunity grows, where Namibia's next chapter begins. Welcome to the Creative Sport Tourism Expo. Exhibit, partner, experience. Creative Sport Tourism. Soos ek beloof het, is Irene hier saam met my om bietjie te gesels oor wat kan julle verwag in môre se Republikein. Hoe gaan dit, Irene? Patricia, dit gaan. Dit gaan, ons is nou eers by Dinsdag. Ek dink ek is al by Dinsdag 2 weke van nou af. Ek dink ons is op dieselfde pace. Ons is by 'n Dinsdag iewers. My bankrekening is by Dinsdag 2 weke van nou af. Wel, Irene, ons twee is al baie hard besig en ons span onder in die newsroom om môre se Republikein reg te kry vir ons lesers. So ons het al 'n voorsmaakie vir wat hulle kan verwag. So uit al die klomp stories wat ons vir hulle gereed het, wat is een van die stories wat eintlik jou oog daar gevang het? Weet jy eintlik, dit is nou nie wat ons vooraf bespreek het nie, Patricia, maar ek gaan hom so ingooi. Ek het 'n storie vertel van Wonder Gushu oor fosfaatmynbou. En dit gaan nou al sedert 2011. Sure. Is hierdie omgewingsklaring sertifikaat vir fosfaatmynbou 'n groot kwessie. En hierdie omgewingsklaring is toe nou weer toegestaan. Dis Namibia Phosphate Mining wat in 2011 het hulle omgewingsklaring sertifikaat gehad. Dit het toe later in die hof gedraai. Die hof het dit toe gekanselleer en hulle moes toe nou weer die sertifikaat kry. Dis 'n hele heen en weer gewees. Dis 'n hele heen en weer en toe is die omgewingsklaring nou weer aan hulle toegestaan. En daar's toe nou weer kapsie gemaak onder meer Ocean Conservation Namibia se Nadia Dreyer wat sê daar kan baie ernstige neeweffekte wees op marine lewe, marine ekosisteme en dan ook die IPC se leier Panduleni Tula of Dr. Panduleni Tula wat ook sê dit moet eers hersien word en die proses moet meer deursigtig wees. Beide partye sê dat die navorsing waarop hierdie besluit gebaseer is, moet bekend gestel word. Sure, dit is baie interessant. 15 jaar, Patricia. 15 jaar is 'n lang pad, jong. Is 'n lang pad. My eerste vraag was toe ek dit klaar gelees het was, hoeveel geld gaan jy nou werklik maak uit fosfaatmynbou dat jy vir 15 jaar gaan aanhou en uithou en aangaan hiermee? Dis wanneer jy 'n passie het vir iets, dan kan niks en 'n passie vir fosfaatmynbou, Patricia. Ja, daar is klein mense wat 'n passie het vir dit. Vir 15 jaar lank.
Wel, as dit een ding is van ons Namibiese mense is, as iets by jou hart lê, gaan jy enigiets doen om deur te druk. Selfs om 250 meter onder die see fosfaatmyn. Presies. En dan natuurlik nog ietsie in die koerant. Ons het mos nou so geleer dat Namibia weer gaan operate hier in ons land en dit gaan nou van Desember af wees, maar die getalle wat julle gaan sien in die koerant môre is ons het dit verwag, maar op dieselfde tyd ook nie so nie. Uitslik. Ja, dis nou nie meer Air Namibia nie, dit is nou Namibia Air. Ja, jy weet, dis daai van skryf my huiswerk af, maar doen dit net 'n bietjie anders. Hulle nie Laat die juffrou nie kan sien nie. Ja, Namibia Air wil 'n vloot van 7 vliegtuie bevestig, so dit is nou nadat hulle 'n bedryfsertifikate in orde gekry het. Dit is belangrik vir ons om in gedagte te hou dat hierdie bedryfsertifikate nie beteken, daar gaan die vliegtuig nie, jy weet. Daar's nog 'n paar stappe, onder meer, hulle het nie 'n vliegtuig om. Ja, nog nie. Jy weet, so hulle moet nog eers 'n vliegtuig kry. Hulle hoop om 7 van hulle te kry. En dan nou daar is 'n syfer van, ek glo ek het dit dalk mis, ek dink 30 of 40 miljard vir die 7. Nee. Vir studies en navorsing om gedoen te wees vir hierdie. Ek dink jy is amper op daai nommer is eintlik $3 miljoen wat hulle oor die afgelope 5 jaar gaan nodig het. Nee, daar's 'n groot verskil tussen 33. Maar die ander getal wat eintlik vir my bietjie skokkend was. Ek weet nie hoe duur is 'n vliegtuig nie. Ek neem maar aan dit is verskriklik duur om 'n vliegtuig te kry. Maar vir daai 7 vliegtuie het hulle oor die $500 miljoen nodig om al 7 te kry. Dis meer as 500 miljoen. Ja. So ek sit van okay ons. Ja. Miskien moet ons gaan fosfaatmyn bou. Miskien kan ons dan vliegtuie bekostig. Nee, maar ek dink dit wat jy gaan inwin deur daai geld. Jy weet, 7 vliegtuie is eintlik nie baie vir 'n lugredery nie, maar vir Namibië gaan dit meer oor en as 'n land. Gaan dit meer oor die toeriste wat jy inbring. Ja. Daar was, ek glo verlede week, 'n internasionale verslag gewees wat lugrederye met mekaar vergelyk het en bevind het dat interkonnektiwiteit in Afrika, intra-Afrika vlugte aansienlik minder is as wat dit moet wees, aansienlik minder is as die vlugte wat ons uitvoer Europa toe, jy weet. So daai vlugte is goed want hulle kom weer terug met nog besoekers, jy weet, wat euros en US dollars bring en daai geld in ons ekonomie belê, maar intra-Afrika is nou al vir ek dink die afgelope dekade sê die toerismebedryf, jy weet, hierdie is die toekoms van toerisme. Veral as jy kyk na mense soos Ras Moubrak wat ook ek dink 'n jaar of 2 gelede op Kletskompas was kom gesels het oor intra-Afrika handel, intra-Afrika toerisme, oor 'n visumvrye Afrika. Dit gaan die Afrika-ekonomie aansienlik versterk. Definitief. As ons daardie vliegtuie reg kan benut. Maar 7 vliegtuie is eintlik nog 'n verskriklike klein. Maar dit is 'n goeie begin. Dit is 'n goeie begin. Ons moet iewers begin. Ek dink ook ons het gesien en geleer met Air Namibia dat ons nie te hoog moet mik nie. Dat ons maar klein moet begin. Stadig en klein. Ja. En dan bou ons op. En dat ons kan dan later uitbrei. Maar dit is eintlik wil ek amper sê die money shot vir 'n Namibiese en 'n staatsaangedrewe lugredery is dat dit dan toerisme inbring. Nie geld in mense wat betaal vir kaartjies nie, toerisme. Want toerisme is ook 'n bedryf wat van onder af op mense bemagtig. Jy weet, daar's mense soos toergidse, die meisies wat hulle kraletjies werk aan die kant van die straat verkoop. Die kultuurgroepe wat nou kan demonstreer as hulle kom. Jy het nie 'n universiteitsgraad nodig om deel te neem aan die toerismebedryf en om jou inkomste daarin te win nie. So dit is eintlik waarvoor ons mik as ons sê ons wil 'n nasionale en 'n staatslugredderry. Nou natuurlik het ons weer 'n lekker vol storie in die koerant môre. Ons gaan 'n bietjie Roendo toe gaan in môre se koerant. Ons gaan 'n jong dame ontmoet wat hikkel. Sy hikkel vir 'n lewe. Sy het dit ook aan haarself gevat om haar gemeente te leer om te hikkel en om geld daarvan te maak. Nou haar storie het vir my baie uitgestaan. Ons weet nou vir 'n baie lang tyd dat ons onderwysers
met 'n graad nou al vir ons regering gesê hulle kry nie werk nie. En Martha het besluit, sy gaan nie net sit en wag vir 'n onderwyspos nie, sy gaan haar hande gebruik en goedjies maak en verkoop en mense leer om dit ook te doen. Sy het klasse aanlyn gedoen, sy demonstreer dit vir mense en die persoon wie haar geleer het is niemand anders as haar ma en haar ouma. So is 'n lekker goedvoel storie en ook 'n motiverende storie vir enige mens daar buite wat nie weet wat is die volgende stap, daar's altyd iets om te doen. Maar Irene, ek het nou baie lekker met jou gesels en ek dink ons het ons kykers 'n lekker voorsmaakie gegee oor wat hulle kan verwag in die koerant. Maar ons het nog 2 segments oor. Ons kan nog lekker gesels met Juffrou Namibia en natuurlik kan ek nog vir julle weet wat julle môre kan aantrek volgens die weer. Ons is nou terug. Namibia's Engelsstories. Henriette Lambrecht in Germany Daddy speel hierdie stories. Soms met 'n vonkel in die oog, soms met 'n traan uitspeel. NTV se leefstylprogram van die jaar. Moenie jou weeklikse afspraak misloop nie. Elke Vrydag aand om 8uur net op NTV. Op DStv kanaal 285 of op GoTV kanaal 25. Of jy kan ons vang op 1up2.com of op YouTube. Gaan net na NTV Afrikaans en moenie vergeet om elke dag op Uitspeel se Facebookblad te gaan loer nie. Ons bring vir jou die interessantste stories en brokkies van oor Namibië. Knertsie koffie. Wat 'n mooi woord, knertsie koffie. Henriette, hier's op Uitspeel. Op Uitspeel. Uitspeel, jou speelmaat. En dan natuurlik het ons nou al vir die afgelope 2 dae lekker koud gekry. So kom ons kyk bietjie aan môre se weer. Miskien is ons gelukkig en dis bietjie warmer. So hier is môre se weer. Ons is in Rundu met 7 grade en 25, die hoofstad met 2 en 19. Dis nogals bietjie koud. Gobabis met 2 en 19 ook. Omaruru met 6 en 25 en al die pad in die kus is ons by Walvisbaai met 18:31. Lyk bietjie warmer daai kant, 17:23 vir Swakopmund en Oranjemund is by 11:26. Loederit sien hom by 16:30. Sjoe, maar dit is darm 'n mix van emotions in die weer môre. Maar dit is al vir die weer, kykers, ons gaan nou aanbeweeg na Juffrou Namibia. En ons is nou by 'n gedeelte van die episode wat ek na baie lank uitsien, ek sommer heel op my senuwees. Maar hier langs my sit ons met Juffrou Namibia 2026, Shireen Labuschagne. Hallo. Welkom by Kletskompas. Hoe gaan dit? Dit gaan met my verskriklik goed. Hoe gaan dit met jou? Ek kan nie kla nie. Ek skiet sien ek spreek op my senuwees. Ek is nie 'n mens. Jy is nie 'n mens, maar jy's 'n baie belangrike mens op hierdie stadium. Voor ons diep in alles en gaan, hoe voel dit om terug te wees? Jy was vir 'n baie lang tyd nog na dat jy gekroon is in Gobabis, nog bietjie met die gemeente geïnteract. Hoe voel dit om nou terug te wees in Windhoek? Of kry jy al jou voete? Hoe voel dinge? Jy het mos nou gegaan en teruggekom met 'n titel. Dit voel heeltemal anders as toe ek hier weg is. Ek kom terug met 'n baie groot verantwoordelikheid. Ja. Met aansienlik meer oë op my. Ek was nou die dag was ek vir die eerste keer in die mall vandat ek gekroon is. Ja. En dit is nogals 'n surreal ervaring om mascara te koop en saam met dit moet daar 'n fotootjie geneem word en mense sien my raak en mense herken my. So dit is heeltemal my lewe het verander vandat ek Gobabis toe is en teruggekom het. Maar ek is tuis, ek is naby aan my mense. Ons het ons eerste braai gehou, so alles is in orde. Alles is in orde. Die braai het alles reggestel. Net so. Nou, ons het gesien hy oomblik jou gesig, jou expression toe hulle jou naam sê. Wat het deur jou kop gegaan? Is net julle 3 op die verhoog. It can go any way op daai oomblik. Wat het deur jou kop gegaan voordat hulle gesê het, jy is ons Namibia, mevrou Namibia? Daar het eerlikwaar nie 'n enkele gedagte deur my kop gegaan nie. Ek het so 'n bietjie blank geslaan, om met jou baie eerlik te wees, omdat ek het daar gestaan met verskriklik baie vrede in my hart. En regtig nie 'n attachment aan die outcome nie. Skus, ek praat verskriklik mengels. Is alright. Maar ek het daar gestaan met so baie vrede en
my ma waar sy gesit het, was reguit in my view gewees. So ek het net na haar gekyk en so diep asem gehaal en ek het eens gedink, jy weet, wie se naam gaan hulle nou roep? Is dit myne of not a single thought was thunk. Rarig. Niks nie. Net baie vrede, baie trots vir hoe ver ek gekom het en die pad wat ek gestap het. Nou ons het nou so agter die skerm so klein bietjie gesels en ek het al opgetel dat jy 'n baie goeie en sterk verhouding met jou ma het. Wat was haar reaksie? Kon jy dit gesien het die oomblik toe jou naam gesê was en toe julle mekaar uiteindelik vir die eerste keer sien na die kroning? Hoe was daai interaction met jou ma gewees? Sy het my heel emosioneel gemaak. Toe ek na haar kyk en die gehoor en my naam geroep is, kyk, ons was mos nou in Gebabes gewees, wat Cattle Country, en dit is die Herero stronghold van ons land. So op daardie oomblik toe reis daar hierdie pragtige vrouens in hulle tradisionele Herero uitrustings, en toe kan ek haar nie meer sien nie. So toe ons nou eventually weer by mekaar uitkom en sy vir my druk het, ons het so gebewe soos wat ons mekaar gedruk het, en al wat sy kon sê is, my skat. Sy het ook nie woorde gehad nie. Net my skat. Ja. Nou jy en jou ma het ook 'n besigheid saam begin. So jy's nie net mevrou Namibia nie, jy's ook 'n besigheidsvrou. So kan jy vir ons kykers bietjie vertel, wat is die besigheid, wanneer het hy begin, wat is dit wat julle doen? So die besigheid waarna ek glo jy verwys is ons winkel Velvet Vagabond wat hierdie jaar oopgemaak het in Windhoek. Maar dit is al 'n lang termyn projek. My ma het haar besigheid M-Sense al begin in, ek dink dit was 2007. So ek het groot geword met haar wat hierdie besigheid gegroei het. Aanvanklik in curation vir die toerismebedryf en toe in velsorgprodukte en soos wat dit regtig net evolve het. En laas jaar rondom hierdie tyd het ons op hierdie spasie afgekom by die mooiste plek, in my opinie, in die hele Windhoek is. 120 jaar oud theater in die Groenerkrans kompleks. En is 'n spasie wat ons al vir jare lank oor saam droom. Vanuit ek 'n klein dogtertjie was, het ons daar ingestap en my oë was hartjie emojis gewees. En ons het vir maande lank gedroom oor wat sou ons doen as dit ons in was. En nou, soveel jare later, vasgestel met die spasie was leeg en ons wil al lankal 'n winkel oopmaak. So dit is ons eerste winkel, Velvet Vagabond, en dit is 'n mengsel van al die produkte wat my ma al vir jare lank develop en vervaardig in velsorg, in pragtige Namibiese curios wat regtig net locally crafted, Namibiese leer. En omdat die spasie so groot is, want dit is 'n ou teater, het daar juwele bygekom, daar's tweedehandse klere en ons bedien tee in order om so 'n bietjie weg te beweeg van die hastige kultuur wat koffie genereer. Kyk, ek's 'n koffiedrinker. Ek dink ons almal is. Moet dit nie verkeerd verstaan nie. Maar daar's net iets van tee wat insist dat jy 'n bietjie stil sit en jou tyd spandeer. So dit is regtig 'n pragtige gemeenskap wat ons besig is om daar by mekaar te trek en te vorm. Klomp vreemde, interessante goeders en lekker musiek en houtvloere en die mooiste chandeliers. Absoluut. Nou, ons weet elke mevrou Namibia moes in 'n charity deelgeneem het of gesupport het of hulle een gestig het. Wat was die een wat in jou hart gekruip het en wat jy gedra het deur hierdie loopbaan van jou? As gevolg van die feit dat ek grootgemaak is deur entrepreneurs, het ek eerstehandse ervaring in hoe dit lyk om iets van die grond af te bou en wat se vryheid dit vir 'n individu offer om jou eie besigheid te begin. Maar ook die uitdaging wat dit is en veral op die stadium wat my ouers hulle besighede gebou het, was daar nie 'n padkaart vir dit gewees nie. En ek dink daar's nog steeds baie Namibiërs wat so voel asof daar nie regtig 'n padkaart is na daai vryheid en hoe om entrepreneurship aan te pak nie. So dit is 'n saak verskriklik na in my hart. Ook omdat ek verstaan dat Namibiese vrouens nie verskriklik finansiëel selfstandig is nie. En ek is 'n feminis
So 'n selfstandige vrou is vir my die ultimate. So dit is daai twee goeters het vir my regtig bymekaar gekom. So wat ek dryf is entrepreneurial skills development om vir vrouens die vaardighede te gee om besighede te begin om te verstaan hoe hierdie goeters aan mekaar steek en om hulpbronne by hulle uit te kry om dit te help maak gebeur. En ek het ook in die proses van hierdie Miss Namibia pad wat ek gestap het besef, maar ek dink dikwels sien vrouens nie die geleentheid vir entrepreneurship selfs in hulle gemeenskap of in hulle omgewings nie. So kind of back to basics om 'n vrou te kry om die moontlikhede in haar omgewing en haar gemeenskap raak te sien wat dan eventually 'n besigheid kan wees. Al is dit klein, maar iets wat vir haar geld kan genereer, wat vir haar en haar gemeenskap gaan opbou en ophef sodat hulle selfstandig kan wees en vry kan wees. Freedom is a massive luxury. Ja. En ek dink dis iets wat ek baie graag in die hande van meer vrouens in Namibië wil sit. Dit is mooi gesê. Nou voor ons bys het ek nog een laaste vraag wat ek wil vra. Ons weet nou al oor die jare dat ons koninginne gehad wat vir ons gesê het dit is die 4de keer wat hulle deelneem, dit is die 1ste keer. Het jy alteenoor deelgeneem in Mevrou Namibia en wat het jou gemaak dit laat doen? Ek het nog nie deelgeneem in Mevrou Namibia nie, maar my sussie het in 2019. So tot dit mate toe is daar 'n gedeelte van my wat deelgeneem het in Mevrou Namibia, want ons is beste maatjies al vandat ons klein is. So ek het saam met haar deur daai journey gestap en gesien wat dit vir haar beteken het en hoe dit haar lewe verander het. So dit is regtig my blootstelling of my nabye blootstelling aan Mevrou Namibia. En toe het ek die geleentheid gehad om in 2023 en 2024 die show te present. Ek was 'n MC gewees. Want die NBC het oopgemaak en actually auditions gehou vir MC's. My sussie het dit vir my aangestuur. Sy het gesê ons praat al so lank hieroor ek wat Miss Namibia met MC. So dit is regtig waar my verhouding nog dieper en versterk het met die organisasie. En laas jaar het ek net op 'n punt gekom het ek gesê, weet jy, hierdie knaag nou lank genoeg aan my. Ja. Van dit het begin byt en knaag en ek het besluit om in te skryf omdat ek is 'n verskriklike hardwerkende persoon en ek het laas jaar op 'n call hierdie punt bereik in my lewe wat vir my gevoel het ek stagneer. En ek het regtig begin wonder en rondgekyk om te dink wat kan ek doen om myself so 'n bietjie uit hierdie rat uit te kry? En nie net as 'n sommer lekker projek nie. Ek wil iets doen wat die boublokke gaan vorm van die vrou wat ek weet ek kan wees. Tot wie weet waarna ek in staat is. En sonder twyfel was om in Mevrou Namibia deel te neem, het ek geweet gaan my absoluut uitdaag. Dit gaan my druk tot 'n maniere wat ek nog nie verstaan het nie. En dit was 'n verskriklike uitdagende journey gewees. Maar ek sit hier so aansienlik nader, baie nader aan die vrou wat ek weet ek tot in staat is as wat ek voorheen was. So wat 'n amazing ding om aan te pak en of jy wen of nie wen en dis hoekom ek daar gestaan het met soveel vrede in my hart, want ek het geweet ek het al reeds gewen. Ja. En ek glo nie regtig altyd daai goeters wat mense sê van maar julle is almal wenners. Ek het nog altyd gedink dit is regtig nie heeltemal reg nie, is dit. Daar is net een kroon. En hierdie jaar toe begin besef ek hoe meer mense dit vir my sê, ek sê, wow. Ja, ek is eintlik alreeds 'n wenner. Ja. So, dis maar net ekstra prys om te kom wegstap met hierdie geleentheid en hierdie verantwoordelikheid. Wel, die kroon lyk baie mooi op jou. Ja. En Klets Kompas wens jou alle beste vorentoe met hierdie kroon en met hierdie verantwoordelikheid. Maar voor ons aanbeweeg, wil jy nie net vir ons kykers, dalk is daar 'n dogtertjie of 'n jong dame daar buite wat graag wil deelneem, maar sy is nog bietjie huiwerig om my stap te vat. Het jy enige woorde van aanmoediging om vir haar te sê, luister, daar's niks fout net om te probeer nie. Ja, dis presies dit. Doen dit voordat jy gereed is.
ek glo regtig daarin dat jy ek kan dit ook maar net in Engels sê, you grow wings on the way down. Soos as jy besig is om te val dan groei jy ewe skielik vlerke. Jy sal verbaas wees van wat jy capable is. Dit is 'n verskriklike uitdagende pad om te stap en dit is nie noodwendig vir almal nie. Maar as daai saadjie in jou hart geplant is en ek is 'n voorbeeld van dit. Daai saadjie was daar gewees en ek het dit probeer ignoreer en dit het net aangehou en aangehou. So as daai saadjie daar lê, is dit iets om te nurture. Gee daai saadjie al die water en al die sonskyn wat dit nodig het. Werk aan jouself, werk aan jou hart, werk aan jou drome en probeer dit net. Die ergste wat kan gebeur is hulle kan nee sê. En daar is ook niks fout daarmee nie, want dan kan jy net nog verder bou en nog verder groei. So ek motiveer werklik enige jong dame wat voel, yes, ek wil bietjie groei, ek wil bietjie uit my comfort zone uitstep. Ek is tot meer in staat. Is hierdie regtig 'n pad om te stap om te sien tot waarin jy regtig in staat is en jy sal verbaas wees van wat jy kan bereik. Wel, baie dankie mevrou Namibia dat jy tyd gemaak het om met Klets Kompas te kom gesels. Weereens Klets sê vir jou baie geluk en alle sterkte met alles wat jy nog vorentoe gaan doen. Ons weet jy gaan ons land net trots maak waar ook al jy beweeg. En soos jy gesê het, hierdie titel kom met groot verantwoordelikheid, maar jy het 'n goeie kop op jou skouers en ons glo in jou dat jy die beste van alles gaan maak. So alle sterkte. Dankie. En ek glo ons kykers wens dit ook vir jou toe. Baie dankie Patricia. Dis 'n plesier. So kykers, dit was ons mevrou Namibia 2026. So ons sien julle weer môre, selfde tyd, selfde plek hier op Klets Kompas.